Welkom by New Life. Hier is 'n bietjie van hoe ons dink oor kerk. Ons aanslag lê iewers tussen die Pinkster en tradisionele kerke. Ons dienste is modern, maar tog behou ons die mooi vanuit die tradisionele en charismatiese bewegings. Ons probeer om dit vir mense wat skepties is oor God of kerk nie moeilik te maak om Jesus te kan ontmoet nie. Ons skep gemaklike omgewings sodat mense oop kan wees om die waarheid van God se woord te verstaan en te ontvang. Ons aanbidding nooi jou uit om God te ontmoet en ons boodskappe is maklik om te verstaan en prakties genoeg om uit te leef. Geniet die diens saam met ons. Hallo en welkom aan elke luisteraar. Ons hoop regtig julle word geseën in hierdie diens en ons hoop om julle volgende jaar weer te sien in persoon. So kom en luister saam. So 'n paar jaar gelede, dis nou al seker 6 of 7 jaar terug op Kersfeestyd, want soos wat ons maar doen is, ons kyk terug, het ek en my broer baie graag 'n Xbox gesoek. En deur die loop van die vakansie was jy altyd soos hints gedrop dat daar's iets spesiaals, daar's 'n groot geskenk wat wag. En die 24ste die oggend toe ons die geskenke onder die boom begin sit, sien ek daar's 'n groot boks. En soos wat mens maar doen, gaan tel ek die boks op en voel hoe swaar dit is en probeer raai wat is in die boks. En my broer sê hy het gehoor dat my maale vir ons 'n Xbox gekoop het. En die hoop in my hart groei. En ek hoop net so graag dat ek hierdie Desember 'n Xbox kan kry. En Kersrond kom en die geskenke word uitgedeel en ek kry die boks. Maar voordat ek sê wat volgende gebeur het, wil ek eers vir julle vra. Wat is dit waarvoor julle in hierdie nuwe jaar hoop? Hoop julle vir die goeders van God? Of is daar dalk iets in jou lewe waarvoor jy hoop? Hoop jy dalk vir die nuwe werk? Hoop jy dalk vir liefde? Hoop jy dalk vir gesondheid of selfs net bietjie werks en kerkbalans, dat jy bietjie meer by mense uit kan kom, dat jy dalk bietjie meer betrokke in die kerk kan word, dat jy jou werkbalans bietjie beter kan kry. Nou die ding van hoop is, baie keer hoop ons vir goed, maar baie keer word ons ook teleurgestel. En dis ongelukkig 'n waarborg wat ek vir elkeen van ons kan maak, is dat in hierdie nuwe jaar, dat elkeen van ons dalk teleurgestel gaan word. Nou baie keer hoop ons vir iets, maar ons kry nie waarvan ons hoop nie, en ons is teleurgestel. Baie keer hoop ons ook vir iets, en ons kry dit, maar dit is nie wat ons wou hê nie. Nou om terug te gaan by my storie, toe ek met daai boks voor my sit, en ek haal die kerspapiere af, en ek sien, daar staan groot Xbox geskrywe, roep ek uit en sê dit is die beste dag van my lewe. En ek maak die boks oop, en net so opgewonde soos wat ek was, so vinnig was ek weer teleurgestel. Want in die boks lê daar toe 'n bottel Harriers whisky en 'n baksteen. En van alles van daai geskenk is al wat ek kon hou die baksteen. Want ek was te jonk om te drink en die Xbox boks was my neefie se. So ek het toe die kerssteen gekry. My hoop was geplaas in hierdie geskenk. En in daai geskenk word ek toe teleurgestel. Want dit was nie wat ek wou hê nie. En selfs die boks wat ek gekry het my teleurgestel. Nou ons tema vandag is, hoekom moet ons hoop dan in God en so in Jesus sit? Want ons het hierdie ding van hoop, en ons hoop vir die goeie goeders. Maar ek wil hê ons moet na Romeine 15 vers 8 tot 13 kyk, na hoop. Na hoekom ons in God moet hoop. En ons wil sien eers in vers 13 kom hierdie woordjie hoop op, maar die hele ding verduidelik, hoekom ons moet hoop. Ek lees vir ons in die ESV vertaling. For I tell you that Christ became a servant to the circumcised, dis nou die Jode, to show God's truthfulness, in order to confirm the promises given to the patriarchs, and in order that the Gentiles might glorify God for his mercy, as it is written, therefore I will praise you among the Gentiles, and sing to your name. And again it is said, rejoice, O Gentiles, with his people. And again, praise the Lord, all you Gentiles, and let all the people exalt him. And again, Isaiah says, the root of Jesse, dis nou Dawid se pa,
will come, even he who arises to rule the Gentiles. In him will the Gentiles hope. May the God of hope fill you with all joy and peace in believing, so that by the power of the Holy Spirit you may abound in hope. En so wil ek dan by ons eerste punt uitkom. Paulus verwys hier terug na die patriargs. Dis nou die groot koppe, hierdie groot ouens van die Ou Testament, soos 'n Moses, soos 'n Noag, soos 'n Dawid, soos 'n Abraham. En hy wys terug na die mense. En hy wys dan ook terug na beloftes wat God gemaak het. So ons eerste punt van vandag is ons dien 'n verbondsgod. Ons dien 'n God wat beloftes maak. Nou as ons gaan kyk na die Ou Testament, is daar 4 groot beloftes. 4 groot covenants, soos wat ons in Engels sal sê. Nou die eerste een is die Noahic Covenant. En ons kry dit in Genesis 9. En dis die storie van Noag die ark gebou het. Waar God half die sondige wêreld gesien het en die wêreld verwoes het met 'n vloed. En na die vloed sê God toe vir Noag, maar Noag, ek sal nie weer die wêreld verwoes met water nie. En hy stuur die reënboog. En dan gaan ons oor na die Abrahamic Covenant, waar God vir Abraham 3 beloftes maak in Genesis 12 en 15. Waar hy sê, ek sal vir jou die beloofde land gee, ek sal vir jou 'n groot nageslag gee. En jou nageslag sal 'n seëning vir die nasies wees. En dan kom ons by Moses, die Mosaic Covenant, wat ons in Exodus 19 en 24 kry, waar God die wet vir Israel gee. En hy sê vir hulle, as julle hierdie wet sal volg, sal ek julle God wees, en julle sal my volk wees. En ons 'n tydjie later kom ons by Dawid aan, by die Davidic Covenant. En daar beloof God vir Dawid, maar uit jou nageslag sal daar 'n redder kom. So ons sien hierdie 4 groot beloftes. Hierdie beloftes wat God maak. En as Paulus praat van die patriargs, praat hy juis van dit. Hy verwys terug na hierdie God wat beloftes maak. Maar dan kom ons by ons tweede punt uit. Ons sien, ons dien 'n God wat beloftes maak, maar ons dien ook 'n God wat beloftes hou en beloftes nakom. Nou, in hierdie teks skryf Paulus aan die gelowiges in Rome. Hy skryf nie net vir die Jode nie, maar hy skryf ook vir die nie-Jode. Maar die stukkie veral, dink ek, is vir die Jode bedoel. Want die Jode het al hierdie hoop en verwagting gehad van 'n verlosser. Nou hulle het dalk 'n hoop gehad van 'n koning, dalk van 'n militêre leier. Maar hulle hoop was definitief 'n verlosser vir die Jode. Maar wat Paulus dan in vers 9 tot 12 doen, is hy herinner hulle, julle het 'n verwagting gehad, maar hierdie was die belofte van God, dat die Gentiles, die nie-Jode, sal juig, want hulle het ook 'n redder ontvang. Jesus kom dan en hy beantwoord die beloftes wat God vir ons in die Ou Testament gemaak het. En ek gaan net weer vir ons van vers 9 af lees. And in order that the Gentiles might glorify God for his mercy. En dan weer vers 10. And again it is said, rejoice, O Gentiles, with his people. So Paulus skryf nou vir die Jode, dat hulle sien, dis nie net vir hulle nie. Die belofte van God strek verder. En dan vers 12, baie belangrik as ons nou gaan kyk na die prentjie van Jesus. And again Isaiah says, the root of Jesse, wat nou die vader van Dawid is, will come, even he who arises to rule the Gentiles, in him will the Gentiles hope. So daai belofte van die nageslag, wat ons kyk na die Davidic Covenant, daar sien ons, maar Jesus kom antwoord daai belofte van God. En ons kyk na die verbonde met Abraham en die beloofde land,
waar God vir ons die ewigheid gee saam met hom, waar hy vir ons die beloofde land gee in die nuwe Israel wat hy gaan af aarde toe bring, waar die nageslag wat 'n seëning vir mense is, grootlik ons dan ook is, waar ons as Christene anders lewe en 'n impak maak in die wêreld. En daar waar hy vir Moses gesê het, maar volg die wet, en ek sal julle God wees, en julle sal my volk wees, en ons ken dan die storie, hoe die Israeliete nie die wet gevolg het nie. Dan kom Jesus, en hy hou die wet volkome. Jesus kom en hy antwoord daai belofte van God. En hy maak dit moontlik dat ons God se mense kan wees. En dat hy ons God kan wees. En as ons nou gaan kyk na daai beloftes van God en half hoe ons 'n seëning vir mense is, dan wil ek ons bring na punt nommer 3. Getuig ons lewens van 'n hoop in Christus. En my vraag vir ons is baie eenvoudig vandag. Waarin lê jou hoop? En nou voordat jy net sê, my hoop lê in Jesus, wat wonderlik sal wees. Dink daaraan. Waarin lê jou hoop? En dalk iets om julle te help. Iets wat ek al agtergekom het en gehoor het, is baie keer daar waar ons teleurgesteld word, daar is waar ons hoop gelê het. Soos wat ek teleurgestel was in die baksteen in die Xbox box. Daar was my hoop en daar was ek teleurgesteld. Nou, ons mag dalk vir goeie goed hoop. Dalk hoop jy vir die genesing van 'n geliefde. Dalk hoop jy vir daai nuwe werk. Dalk hoop jy vir 'n bonus in die jaar wat voorlê. Dalk is jou hoop in liefde. En dit kan goeie goed wees. En die Jode, hulle het gehoop vir goeie goeders, hulle het gehoop vir 'n verlosser, vir 'n redder. Maar hulle hoop was nie in die beloftes van God 100% geplaas nie. Want dalk word daai geliefde nie gesond nie. Maar 'n belofte van God is die ewige lewe wat ons kry in Christus Jesus. Dalk hou jou oom nie die jaar op om te rook nie. Dalk is dit jou hoop. Maar 'n belofte van God is die vergifnis van ons sondes. Deur die dood en die opstanding van Jesus Christus. Dalk kry jy nie daai bonus nie. Maar God beloof, hy sal rus gee vir die wat oorlaai is. Hy kom en hy kom comfort ons in moeilike tye. Hy bring 'n weg uit temptasie. Sy liefde duur vir ewig. En hy sal ons nooit verlaat of in die steek laat nie. En as ons uitroep na hom, sal hy luister. En so kan ons aan en aan gaan op die beloftes van God. Maar my vraag is, in wat hoop jy? Hoop jy in die begeertes van jou hart, al mag dit hoe goed klink? Of hoop jy in die sekerheid wat ons in Christus kry? En ek wil ons dan eintlik na die fokuspunt toe bring van vandag, vers 13, waar dit sê, May the God of hope fill you with all joy, peace, in believing, so that by the power of the Holy Spirit you may abound in hope. The more we trust in Him, the more our hope can grow. So, hierdie nuwe jaar, as ek vir julle vra om julle hoop in Christus te plaas, vra ek julle nie om dit te doen soos wat die wêreld dit gewoond is nie. Dat ek hoop vir hierdie en ek hoop vir daai, maar oral word ek teleurgesteld. Ek wil hê ons moet ons hoop plaas in 'n God
wat voor ons uitstap. 'n God wat beloftes aan ons maak, maar nie net beloftes maak nie. 'n God wat beloftes nakom. Kom ons sluit die oë en bid saam. Here, dankie vir u liefde, u genade. Dankie dat u 'n God is waarin ons kan vertrou. Dat u beloftes maak, maar dat u anders as ons is en u beloftes hou. En ek vra, mag ons trust in u sit en mag ons groei in hoop en mag daai nuwe hoop in ons, daai hoop en sekerheid versprei na die mense rondom ons. Dat ons u kinders kan terugroep na u koninkryk. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Die Here is my vesting, die Here is my krag, hy is my bron en hy is my redder, die een op wie ek wag. Die Here is my voorspoed, hy sal vir my voorsien, soos 'n pa sorg vir sy kinders, gee hy meer as wat ek ooit sou kon verdien. En prys die Here, o my siel, en prys die Here, want hy is goed. O prys die Here, ons wat lewe, prys die Here. Die Here is my vesting, die Here is my krag, hy is my bron en hy is my redder, die een op wie ek wag. Die Here is my voorspoed, hy sal vir my voorsien, soos 'n pa sorg vir sy kinders, gee hy meer as wat ek ooit sou kon verdien. Prys die Here, o my siel, prys die Here, want hy is goed. Prys die Here, ons wat lewe, prys die Here. Prys die Here, o my siel, prys die Here, want hy is goed. Prys die Here, ons wat lewe, prys die Here. Die Here is my vesting, die Here is my krag, hy is my bron